Groot en wonderlik is u werke, Here God. Almagtig, geregverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons uit die Ou Testament, Micha 6, dis net die wet, jy kan maar net luister, verse 6 tot 9. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. Hoor daar, net soos in die Nuwe Testament, is dieselfde dit wat die Here vandag ook van ons vra, is om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, eerste aan ons medegelowiges, en bedagsaam te lewe, of soos Romeine 12 vers 1 en 2 sê, en om die Here te dien. Dit is die begin van wysheid. Ek lees vir ons vanoggend die belydenis van Nisea. Ek hou daarvan om dit die laaste tyd bietjie af te wissel, want ek dink baie keer raak 'n mens so in 'n ritme, en dan wonder ek partykeer, weet ons altyd wat ons sê? Ons glo in een God. Deuteronomium 6 vers 4, een in wese, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Nou ek het gesê, my skriflesing is 2 Timoteus eerste hoofstuk, verse 6 tot 14, maar voor ek vir ons daar lees, ek neem aan van julle het reeds al daar uitgekom, by die Bybelboek, kom ons buig ons hoofde. Here, U is groot in genade, U is groot in barmhartigheid, U is groot in liefde, U is groot in lankmoedigheid. Dankie vir vanoggend, Here, vir een en elkeen wat vanoggend hier sit. En dankie dat U mense het gebring het tot U.
Dankie ook, Here, dat hulle vanoggend in u woord verkoop en gesalf sal word, Here, en bemoedig sal word ook. Dankie daarvoor, Here, en dankie vir krag en dankie vir genade in Jesus naam. Amen. Ek lees daar vanaf vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en met jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe in die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Tot sover. Vanoggend se tema om standvastig te wees in die geloof. Wat beteken dit? Ek kan dit dalk anders stel, om getrou te wees aan die evangelie. En wat beteken dit? Om standvastig te wees in die geloof kan ook beteken om volhardend te wees in die geloof, om dit wat aan my toevertrou is, ten volle uit te voer. Wat beteken dit om getrou te wees aan die evangelie? Hier is 'n pligsbesef, soos 'n soldaat wat homself gereed maak vir die stryd. Getrou kan ook beteken om te alle toue getrou te wees aan iemand, om noukeurig of nougeset te wees in die uitleef van die evangelie. Om betroubaar te wees in die uitleef van die evangelie, om presies te wees sonder enige versuiming. Nou, dis al 'n mondvol wat ek nou vanoggend vir jou gesê het. Nou kan die volgende vraag ook gevra word: wat is die geloof en wat is die evangelie? Want dit kan nou amper klink asof ons van twee dinge praat. Hebreërs 11 vers 1 sê, gee die definisie van geloof, en dalk ken van julle dit al. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, om geloof in hom te hê, om tot geloof in die Here Jesus te kom, dat ek eendag by hom sal wees. As ek dit kortweg sou verduidelik, die definisie van geloof. Die evangelie gaan oor hom in wie ons tot geloof gekom het. Met ander woorde, geloof en die evangelie het een fokuspunt, naamlik Christus Jesus. Nou kan ek
verder vra, kan ek standvastig wees in die geloof, of enigsins getrou wees aan die evangelie, sonder om geloof in hom te hê? Is onmoontlik. Vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur moet aanblaas. Weer soos 'n vuur weer moet aanblaas. 1 Timoteus 4 vers 14 skryf Paulus baie dieselfde aan Timoteus: moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profeseë, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Die genadegawe wat aan elke gelowige gegee word, is die Heilige Gees. Soos 'n vuur moet aanblaas, of om dit aan te wakker. Moenie dit nalat nie, moenie dit verwaarloos nie. Tyd saam met hom in woord en gebed. Ek sê dit by herhaling, het ek dit al so baie gesê. Anders is dit te vergeefs. Anders doen ek dinge verniet. Kan ek dit wat ek op my eie aanpak nie slaag nie. Dit kan ook nie suksesvol wees nie. Want hierdie vuur wat in my brand, is van binne en word deur hom in stand gehou. Maar ek moet ook getrou wees in dit wat my plig is. Ek moet tyd maak saam met die Here. In Handelinge en hier in 1 en 2 Timoteus kry mens die idee dat Timoteus die genadegawe wat ek gesê die Heilige Gees is, ontvang het toe Paulus vir hom die hande opgelê het. Nou dis eintlik 'n gesprek vir iets anders om te gaan kyk eintlik wat die skrif daaroor sê. Maar die klem lê nie hier op die hande oplê nie, maar op die geloof wat aan die gelowige gegee het, of hy wat tot geloof gekom het, en daardeur ontvang hy die Heilige Gees. Die klem lê dis nie op die hande wat opgelê word nie. Vers 7 sê die ou vertaling, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En ek wil hê julle moet mooi, ek lees vir julle al twee vertalings. In gees skryf hy met 'n klein lettertjie hierso. Maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dan sê die nuwe vertaling om bietjie anders, dan sê hy die gees met 'n hoofletter wat God ons gegee het. Maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou dit mag klink asof hierdie twee vertalings in stryd is met mekaar, maar tog is dit dieselfde betekenis wat hulle hier weergee. Met ander woorde, deur sy gees wat in my woon, stel hy my in staat om in sy krag, in sy liefde, en dan definieer ek weer die liefde, is nie ons liefde nie, is die goddelike liefde, is die agape liefde, en sy selfbeheersing te kan lewe en te kan handel. Om nie vreesagtig te wees of 'n lafaard te wees nie, maar om staande te kan bly, om te kan verdra, om beproewinge deur te kan gaan, om vir die waarheid op te kan staan, en nie te soeg vir dwalinge wat daar is nie. Want sy waarheid sal in jou wees, geskenk deur sy gees wat in my woon. Die woord sê ook, die waarheid sal jou vrymaak. Wat se waarheid sal jou vrymaak? God se woord wat die absolute waarheid sal jou vrymaak, maar hy sal jou nie vrymaak as sy gees nie in jou is nie. Hy sal jou vrymaak as sy gees in jou is, dan sal sy waarheid jou vrymaak. God se tempel is nie meer 'n gebou nie, maar ons liggame is sy tempel, en Paulus skryf dit in die eerste boek van Korintiërs. Daarom moet ek en jy heilig, ander woord wat ek ook kan gebruik is,
afgesonderd leef in ooreenstemming met hierdie boek, hierdie Bybel. 'n Mens, al hoe ek en jy God se wil leer ken, is deur gereeld, konstant, konsekwent tyd saam met die Here te spandeer. Daarom moet ons lewens 'n aanneemlike en welgevallige offer, 'n lieflike geur van wees. Gaan lees gerus weer Romeine 12 vers 1 en 2. Moenie jou skaam vir die evangelie nie, vers 8, want dit is 'n redding, dit is 'n krag tot redding vir die wat glo, sê Romeine 1 vers 16. Die boodskap van die Here Jesus, die getuienis van ons Here Jesus Christus. Dit is die evangelie. Hom as gekruisigde en hom as opgestane Here. As jy jou sou skaam vir die waarheid, hoe sal ek en jy dan kan staande bly en as jou geloof op die proef gestel word? Of nog erger, as jy vervolg word vir jou geloof? As jy nie eens kan opstaan daar in die kring van die spotters nie, sê die Bybel nie, meng jou nie met die semels nie, dan trap die varke jou. Ek dink die rooi ligte moet vir my opkom, as ek nie vir die waarheid kan staan nie. En dalk vir myself die vraag vanoggend vra, is God se gees dan in my? Want die Bybel leer ons dat hy ons in staat stel om hierdie dinge te. Hy sê ons, sy krag is in ons, is tot my en jou beskikking. Hy sal jou die krag gee, hy sal jou ook die uitkoms gee, en aan jou die nodige genade skenk, om die ontberings, die vervolging te kan verdra, want hy het jou die geloof geskenk. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, die Here sal jou nie bo jou kragte versoek nie. En as die versoeking kom, sal hy saam met die versoeking die uitkoms gee. Maar jy weet, die Here het vir ons ook 'n eie wil gegee. En dit gaan ook af van waar ek ook in my geestelike lewe is, en in hoeveel tyd ek saam met die Here spandeer, wat ek gaan doen, en wat ook op my pad gaan kom. Vers 9, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme, hoor julle hierso. En genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het, sê die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewys, net 'n ander woord vir heilig te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy besluit. Hier sê Johannes 1 vers 13 weer dieselfde, dit wat 1 Johannes vers 12 gesê het, dat maar aan almal wat hom aangeneem, en dan sê vers 13 nie, jy wat dit self besluit het nie, maar God wat dit besluit het, en hier sê Paulus dit weer in 2 Timoteus, op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hy roep, hy red, hy skenk genade, hy gee geloof, nie op grond van wie ek en jy is nie, nie volgens jou werk, of hoe goed of hoe sleg jy is nie. Hy gee dit, hy begin dit, hy is die bewerker daarvan, en as hy jou die geloof en die oortuiging gegee het, dan kan jy antwoord daarop. Jy kan dit nie uit jou eie uit doen nie. Maar op grond van sy eie besluit, sy eie voornemens in Christus Jesus, jou salig te maak. Gaan lees bietjie gerus weer die hele boek Romeine, ek dink is Romeine 7 tot 9 of bietjie verder, wat Paulus van die uitverkiesing praat. Die grootste wonder
en genade wat enige mens kan ontvang, is die dag toe hy jou geroep het, toe hy jou gered het, toe hy jou salig gemaak het. Ek glo dis een van die grootste wonders en genade in ons as mense se lewens. Nie toe ek of jy besluit het nie, want hy het dit reeds van die begin af verordeneer, dit sê hy hier in vers 9, reeds van die grondlegging van die wêreld af. Vers 10, hierdie genadegawe is nou gegee met die koms van Christus Jesus, nie net vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. Hierdie genadegawe was voorheen verborge, maar in Christus Jesus aan alle nasies, tale en volke bekend gemaak, sodat hy vir hom 'n volk kan kies uit al die nasies, tale en volke. Daar staan in die boek Openbaring geskryf, daar sal 'n menigte van nasies, tale en volke voor die troon vergader wees, en aan hom wat op die troon sit, die eer gee. Hulle wat verordeneer is tot die ewigheid, dit het ek gesê, gaan lees bietjie gerus in Romeine 7 tot hoofstuk 9. Hy wat die dood oorwin het, hy wat die dood tot niet gemaak het. Wat is hierdie dood? Wat is hierdie dood waarvan Paulus praat? Elke mens is bestem om eenmaal te sterwe. Dis nie soos hulle in die Hindoe geloof sê nie, jy kom terug, elke keer is iets anders nie. 'n Mens, skryf Paulus in een van sy briewe, die mens is bestem om eenmaal gebore te word en om eenmaal te sterwe. Ja, vlees is blootgestel aan die verganklike. Dit gaan tot niet, maar die gees is blootgestel aan die onverganklike, soos Petrus ook in sy briewe skryf van die verganklike saad en die onverganklike saad. Hierdie dood wat hy oorwin het, is die ewige dood, die ewige verderf, die hel, die verdoemenis tot die hel, vir ewig geskei van God. Weet julle eintlik, dis behalwe dat die hel 'n vreeslike plek is. Ek en jy, selfs hulle wat hom nie ken nie, het die voorreg hier op aarde om God te mag ervaar in die natuur. In die hel, behalwe dat dit bestem is vir die wat vir die duiwel en al sy engele en vir die wat verlore sou gaan, is die hel 'n plek waar God nie is nie, 'n plek waar God nie teenwoordig is nie. God se teenwoordigheid word nie daar ervaar nie. En ek dink dit is 'n vreeslike ervaring om hom wat alles gemaak en geskep het, nie te mag ervaar nie. Daardeur het hy dus vir ons die lig gebring, die ewigheid, die ewige lewe, om saam met hom te wees in sy koninkryk. Redding van die ewige dood, dit wat ek reeds beskryf het, die ewige verderf. Hierdie ewigheid, hierdie verlossing, was voorheen 'n belofte, wat gebring en gepraat is en gespreek is deur die profete. Maar in Christus Jesus het dit 'n werklikheid geword vir die hele wêreld. Maar ons weet ook wat sê die Bybel ook vir ons. Dit is God se wil dat almal gered moet word. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. God het die mens lief gehad. Mense kies doelbewus teen God. God het nie gesê, God se wil is dat mense nie verlore moet gaan nie. Maar mense kies doelbewus die verkeerde pad. Vers 11, waartoe Paulus geroep was as apostel en as prediker. Christus homself op die pad na Damaskus geroep het, om gehoorsaam te wees en die evangelie die wêreld in te dra. En vandag sien en beleef ons die vrug van Paulus se bediening.
Wat hierso is die vrug van Paulus se gehoorsaamheid aan God, toe God hom geroep het as apostel onder die heidene. Dis Paulus se vrug wat bly vrug dra. Nie omdat Paulus groot is nie, maar omdat die een wat die bewerker is van die geloof, die Heilige Gees, hierdie vrug laat voorleef in hulle wat geroep is. Vers 12 getuig Paulus ook dan van sy roeping onder die heidene en die nie-Jode nie. Dat hy gelei het ter wille van die evangelie wat aan hom toevertrou was onder die heidenasies. Weet julle, ek dink die fliek het nou al so 2 jaar terug uitgekom. En ek sê dit weer vir julle, dis 'n fliek wat iets ongeloofliks in my eie lewe beteken het. Ek weet nie wie die fliek presies nou gemaak nie, maar die fliek se naam is Paul the Apostle of Christ. Wat Paulus die laaste deel van sy lewe in Rome in 'n tronk sit, en dan waar Lukas nou vir hom kuier, en wat hy nou van die laaste, ek dink is Timoteus, van die laaste briewe wat hy geskryf het, en dan die boek Handelinge wat Paulus in die tronk geskryf het. Gaan kyk die fliek, en gaan beleef iets van Paulus se lewe. Paulus se algehele vrywilliglike onvoorwaardelike oorgawe wat hy in die Here gehad het in sy hele lewe, en die vrug van sy lewe, en dit wat ons vandag ook ervaar. Is hy, Paulus, ook oortuig dat wat God aan hom toevertrou het, die genadegawe, die inwonende Gees, dat dit behoue en bewaar sal bly op die dag wanneer hy weer sal kom. Die dag wanneer die Here Jesus jou sal kom haal. En dis vir my die wonder van die evangelie. Hierdie woord wat God se Gees aan Paulus toevertrou het, wat Paulus ook aan Timoteus toevertrou het, nie omdat Timoteus wonderlik was nie, maar omdat Paulus ook geweet het dat die Gees van God ook in Timoteus was, en nie uit homself nie, en dat hierdie werk kon voortgaan. Daarsonder sal niemand dit kan doen nie. Paulus begin, hoor mooi, Paulus begin in vers 6 met die Heilige Gees, en in vers 14 sluit Paulus af met die Heilige Gees. Hy wat dit begin het, sal dit volbring. Hy sal dit voleindig. Om dus standvastig in die geloof te kan staan, om getrou in die evangelie te wees, begin by God se Gees, en dit eindig by die Gees. Want hy is die gewer van die lewe. Hy is die instandhouer van sy kerk, hy is die instandhouer van die geloof. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die een wat die werk begin, hy sal dit ook volbring. En as jy vanoggend sit, en jy het nie daai standvastigheid nie, dan gaan ek jou met die liefde van die Here aanraai, om te gaan seker maak, of jy ook in die Gees, of die Gees van God ook in jou lewe woonagtig is. Paulus skryf ook, ek dink dit was Paulus wat dit geskryf het, wat hy sê, saam met jou Gees getuig sy Gees, en dis die Heilige Gees. God se Gees sal saam met jou getuig dat jy sy kind is. Dis iets waaroor ek nie kan twyfel nie, dis iets waarin ek nie kan twyfel nie, omdat die getuienis nie uit myself is nie, maar die getuienis is hy wat dit gee, en getuig voor God, dat ek gewas is in sy bloed. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir 'n kosbare woord. U woord is ongelooflik, omdat die woorde lewend word deur u Gees van God. Want u is die een wat die lewe in ons kom bring. U is die een wat Christus Jesus aan ons openbaar en kom bekend maak. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan sê, ek eer die Vader, ek eer die Seun, en ek eer die Heilige Gees. God, een in wese,
3 in 1, maar een wese. Dankie daarvoor, Here. En Here, ek wil vanoggend kom bid weer vir hulle wat siek is, hulle wat ongesteld is, Here, gee beterskap, gee genesing. Maar bo dit al, Here, wil ek vra dat U daardie mense nader na U toe sal trek, styf teen U sal vasdruk, U genade ook vir hulle sal gee, sal verleen. Here, dat ons as U kinders sal verstaan, alles gaan rondom U, alles draai om U. Die hele lewe gaan oor U. Want as U sou ophou bestaan wat onmoontlik is, dan sou alles ophou bestaan, omdat alles afhanklik van U is. Want U het dit geskep, U hou dit in stand, en U sal dit altyd in stand hou, omdat U ewig durend is. In Jesus naam, amen. Liefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle vrede gee. Amen.